Ons is so verloor hier. Ons spore dwaal deur tuine. Ons voete hou, maar ons harte brand soos vuur. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Want dis al wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanaand. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Want dis al wat ek nog het. Dis al wat ek nog het. Ek het 'n red gebed vanaand. Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier by ons by Tygerpoort gemeente. Die van julle wat dalk vanoggend hier kuier of hier kom besoek aflê, ons sê vir julle ook welkom hier by ons. Mag dit sommer net 'n tuiskomplek wees vandag op hierdie dag wat 'n mens soveel emosies het en soveel belewennisse het. Mens dink terug aan al die verhale, mens sy hart is vol van hartseer en ons verlang al klaar, nê. En tog is ons ook bly om saam met mekaar hier te wees en hierdie oomblikke saam met mekaar te kan deel en saam met die familie. Ons dink veral aan Bok. Ek het nou die afgelope tyd leer ken dat almal van julle het sulke dubbelname, jy weet so daar's 'n bynaam en daar's 'n regte naam. Karl het ons nou die dag het ons troue gehou. Hy's nou redelik seker wat al die byname sê hy van die skoonfamilie. So dit is lekker dat julle almal hier so saam met hulle kan wees. So Bok, ons dink aan jou spesiaal. Ons weet dit is 'n moeilike tyd vir Monique. Ons dink spesiaal aan jou en Kyle en Sally en Tinus en Marina en Boep of Johan en natuurlik Poppy en die kinders en soveel ander vriende wat hier is. Dis eintlik so spesiaal, want julle is eintlik so 'n spesiale familie, want julle bly, meeste van julle bly ook saam, nee. So die verlies, ek sê hierdie week vir hulle, is eintlik so groot op soveel vlakke. Want as 'n mens so op selfe plek bly en 'n mens het die afgelope tyd, as ek by die hospitaal kom, is hulle daar en ek weet voor die tyd die pad wat Adrie gestap het met kanker en die hele geskiedenis daarvan en hoe julle haar versorg het en soveel moeite gedoen het en saam met haar die pad gestap het, elke liewe oomblik. En daai stuk verlies is ook vandag in 'n mens se hart, nee. So ons wil daarom vir julle as 'n familie sê, ons dink aan julle en ons gaan nie na vandag ophou om aan julle te dink en vir julle te bid nie.
En almal van ons wat hier is, wat naby is hier in Pretoria, ook julle moet weet, dit is altyd die moeilikste tyd kom eintlik na vandag. Jy weet, as al die reëlings getref is en al die administrasie is afgehandel en al die dinge is nou reg, dan kom maar so stilte. En dit is dan wanneer jy jou vriende en jou familie nodig het om nog steeds te kom kuier en te bid en te ondersteun en daai WhatsApp te stuur. En ja, julle moet weet ons is hier vir julle, hoor. En ek hoop julle voel vandag daai liefde terwyl julle hier is. So Adrie se lewe wat ons vandag vier, is so eintlik 'n besonderse lewe. Ek het nou van die byname vertel, nou vra ek vir hulle, wie is Torrie? Nee, waar kom dit vandaan? En wat vir my so mooi is, sê hulle toe sy gebore is, toe die huiswerker daar by hulle, het haar eintlik die bynaam gegee. Dit kom van die woord Tokozili af, wat beteken, ons is dankbaar, ons is bly sy is gebore, want sy was die 5de kind, nee. En toe die bynaam so ontstaan uit die woord in Zulu of Xhosa uit, wat beteken om dankbaar te wees, ons is dankbaar. Wat so mooi is van die storie is, hoe sy nou eintlik vir baie lank die stryd teen kanker gevoer het, teen al die waarskuwings dat dit dalk 'n baie korter tyd sou wees, en sy het geveg dat sy amper 'n bynaam al het onder die dokters van hierdie wonderwerk, dat sy so lank saam met ons was. So dis ook spesiaal. Hier in Pretoria groot geword, vir die bank gewerk, lank by J-Turner gewerk. Ek sien 'n klomp van julle is hier vanoggend, wat vir jare saam met haar gewerk het, en ons ook bly julle is hier vandag. En natuurlik vertel die familie my hoe sy lief was vir die buitelewe en vertrekkery en grappies maak en nooit opgee nie. Soveel stories. So ek hoop jy kan sommer so tussendeur vandag bietjie die lag en die trane van al die verhale vertel en onthou, want dit is wat nalatenskap is, nie? Leef in die stories wat ons vertel van mense, en mag dit vandag vir jou so wees. Ek wil die diens begin met die bekende woorde van Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berge, in hierdie tye kyk ek op na die berge, en ek vra die vraag, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here af, wat hemel en aarde geskep het. En mag jy dit vandag so beleef. Dit is my voorreg om jou te groet in sy naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat by ons teenwoordig is. Amen. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier is in u teenwoordigheid. Ons wil dit nie anders hê nie, ons wil op u skoot sit as 'n pa wat vir ons vashou wanneer ons oorstelp is met verlies. Wanneer ons oor die dood dink en met die dood gekonfronteer is. En dan weet ons, Jesus, u is die een wat dit beter verstaan as ons wat hier sit vanoggend, wat self deur die angs en die verlies is van dood, maar wat weer opgestaan het en vir ons die lewe gegee het, sodat ons dit vanoggend hier kan as gelowiges oor Adrie se lewe mag spreek. En dat ons deur die troos van u wat by ons is, en die dood en die lewe waar ons dink vandag, Here, dat ons met dit alles net onsself mag wees, en tuis mag wees vanoggend. En as ons uit u woord lees, dan bid ons dat u ons op 'n besonderse manier daarmee mag aanraak. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So Dawid het ook 'n storie gehad van baie uitdagings. Sy lewe het begin toe hy nog jonk was, en ons het van hom gelees as kinders ook, nee, dan weet ons Dawid het teen Goliat beklei, en Dawid het leeu's gehad, en hy was 'n skaapwagter, en hy het die woestynagtige gebiede van sy omgewing so goed geken. En dan later, dan kom die profeet daar by hulle gesin aan, en dan dink sy pa nie, dis die een seun wat hy nou gedink het kan koning word, en dan staan al die boeties so, en onthou die storie,
Dan sê die profeet, nee, maar is daar nie maar nog een nie? En dan sê hulle, nee, daar's een ou, maar hy's nou nie eintlik so great nie, maar ons kan hom maar gaan haal. En dan kom Dawid daar aan, en dan sê hy, nee, maar Dawid gaan koning word. Dan word Dawid die grootste koning in die geskiedenis van die Ou Testament, die belangrikste koning. En sy lewe is 'n lewe wat vol draaie was. Eers voordat hulle hom koning gesalf het, was hy vervolg deur Saul, nê? Eers Saul se vriend, toe het Saul kwaad geword en daar was jaloesie en toe het hy gevlug en weggekruip. Later het hy koning geword, toe was daar weer goeie tye, toe was daar weer moeilike tye, toe maak hy foute. Later toe draai sy een seun teen hom. En Dawid was iemand wat bekend was daarvoor dat hy geskryf het oor dit wat hy beleef het. En ons het soveel psalms wat aan Dawid toegeken is, en soveel van sy geskiedenis wat ons in die Ou Testament lees, help ons om te sien dat Dawid was eintlik iemand wat vreeslik eerlik was met die Here. As dit met hom moeilik gegaan het, dan het hy dit sommer vir die Here gesê, hy het sommer met die Here beklei. En dan is dit met hom op 'n plek kom waar hy sy geloof van vashou, en dan het hy vir ons daarvan geskryf. En so is daar wonderlike stuk geskiedenis van Dawid wat geskryf het oor dit wat hy beleef het. En wat altyd vir my so mooi is dis hoekom ek dink, as ek en jy deur tye gaan wat ons gekonfronteer word met goed om oor na te dink, dan lees ons dikwels ook 'n psalm, want daar's baie psalms wat eerlik en rou is, en dan weer psalms wat vir ons hoop gee, en so dis hoekom ek so lief is vir die psalms, want ek dink dit is so rou eerlik oor ons mens wees. En toe ons nou laaste daar by Adrie was, toe lees ons Psalm 23, wat ek vanoggend vir jou gaan lees, en wat jy goed ken, maar wat ek vermoed jy nie weet nie, dit is redelik so dat ons dink Psalm 22 en 23 is saamgeskryf, en ek weet nie of jy weet wat staan in Psalm 22 nie. Ek weet jy, as ek jou vra, gaan jy vir my Psalm 23 kan opsê, nê? Ten minste die eerste sin, wat sê die Here is my herder, nê? Maar waarmee begin Psalm 22, wat waarskynlik so saam met geskryf is? Dit begin met die woorde wat jy tog ken, maar jy besef dit nie. En dis die woorde wat Jesus aan die kruis aanhaal, wanneer hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Onthou daai woorde? Wat jy nie weet miskien nie is, dis Psalm 22 se eerste sin. My God, waarom het U my verlaat? Waarskynlik dink ons geskryf toe Dawid deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Miskien selfs toe Saul se soldate hom gesoek het en hy gevlug het en hy daar in die woestyn in die grotte gaan wegkruip het en gevrees het vir sy lewe en vir die Here kwaad was en vir die Here gewonder het, maar hoekom gebeur hierdie ding met my in my lewe en wat moet ek doen? Dan sê hy vir die Here, ek soek U, ek bid, ek vra en daar gebeur niks. Dan beklei hy sommer met die Here in Psalm 22. Op vers 12 sê hy, moet nie so ver van my weg voel nie. En later sê hy, moenie so ver bly nie, help my, waar is U? En wat dan interessant is net daarna, dan lees ons ander woorde. So ek wonder altyd, as Dawid nou 22 en 23 so saam na mekaar geskryf het, wat het met Dawid gebeur daar in die woestyn? Wat het gebeur met hom? Dat hy iewester, weet soos wat ek en jy ook moes soms voel. Soms voel ons, hierdie goed gebeur met ons in die lewe en ek weet nie eintlik wat om daarmee te maak nie. Ek bid daaroor en dit voel vir my, ek kry nie 'n antwoord nie. Waar is die Here? Waar is die Here? So iewester tussen daai oomblik en iewester 'n latere oomblik het daar by Dawid iets gebeur, iets het vir hom sin gemaak. Want Psalm 23 is in 'n sekere sin eintlik 'n geloofsbelydenis, nie waar nie? As jy nou die konteks ken en jy weet dit gaan met hom moeilik en dit is 'n woestyn, dis nie soos die kinderbybels het ons altyd hierdie prentjies wat ons agterop ons het mos sulke hekelgoedjies agterop ons toiletdeure, nê? Dan sal sulke pragtige watervalle en sulke groen valleie en dan staan op Psalm 23. Maar waar Dawid is, lyk nie so nie. Waar Dawid is, lyk rou. En dit lyk woestynagtig, soos die Karoo, nee, dis klipperig. Dit is nie groen wyfie huis. Hy het hierdie belydenis oor hoe hy in sy binnekant eintlik voel
in 'n tyd wat dit eintlik met hom baie moeilik gaan. So as jy dit nou weet, wil ek jou nooi om, as ek nou vir daai 6 verse lees, bietjie anderster te luister na Psalm 23, wat jy goed ken. Hy skryf, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus by groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. En hy gee my nuwe krag, en hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Ek kan dink Adrie het dit gebid, nê? Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. En dan kom die tweede deel van die Psalm. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. En U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees, dis so 'n mooi woord. Tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Tot in lente van dae. So Psalm 23 het eintlik vir ons 2 metafore, 2 beelde. Ons ken die eerste een, want dis die een wat altyd op die prentjies is, van die Here wat vir ons 'n herder is. Maar as jy nou so 'n bietjie in dit ingaan, het dit in daai tyd was dit nogal moeilik om 'n herder te wees, want as jy nou dit in jou geestesoog kan sien, hoe lyk die Karoo, nee, die woestynagtige deel, daar's nie baie water nie, daar's nie baie groen gras nie. As jy nou skape het, dalk was jy al in ons Karoo, dan sal jy weet hoe lyk dit daar. En vir 'n herder in daai tyd was eintlik die persoon wat moes die veld ken. Hy moes die landskap ken. Die herder het geweet, as jy vroeg in die oggend op hierdie plek kom, dan kry jy 'n bietjie dou. En dan kan die skape 'n bietjie vog kry vir die dag. Die herder het geweet, in hierdie moeilike plek, in hierdie woestynagtige gebied, as jy soontoe gaan teen daai randjie is daar skaduwee, daar is 'n bietjie gras, as jy mooi kyk. En daar kan die skape kos kry. En as jy hier in die aand slaap, is veiliger as om daar in die aand te slaap, terwille van leeu's en diewe en so wat die skape kom steel en aanval. So wat het 'n herder gedoen? Dawid het dit baie goed geweet. 'n Herder het in hierdie omgewing die skape gelei en beskerm en vir hulle gewys waarheen om te gaan, terwyl hulle nie eintlik mooi geweet het of kon sien, waar is die plek waar ek 'n bietjie voedsel kry of waar ek 'n bietjie water kry nie. En nou skryf Dawid, die Here is my herder. Is eintlik so mooi, nie? In daai tye wat ek nie eintlik weet waarheen om te gaan of wat om te gaan soek, of waar gaan ek die volgende ding kry om aan te gaan nie, is die Here my herder. Hy is die een wat my wys, hy is die een wat my lei na groen weivelde toe waar ek kan kos kry. Hy is die een wat my beskerm, hy is die een wat my krag gee, hy is die een wat my veilig hou in die nag. So vir Dawid in sy wêreld is dit 'n baie bekende metafoor, is 'n baie bekende idee. So iewester in daai grot gebeur iets met Dawid. En hy besef, weet jy, ten spyte van waar ek is en ten spyte van wat ek beleef, is die Here my herder. Die Here is my herder, ek kan veilig voel. En die tweede metafoor wat 'n mens baie keer mis, omdat die herder een so bekend gemaak is eintlik vir my net so mooi. Dit is in die Psalm waar die Here as 'n gasheer uitgebeeld word. So in die eerste deel van die Psalm is die Here 'n herder, maar in die tweede deel van die Psalm kom sit Dawid by 'n tafel wat gedek is. Nou dink nou net hoe lyk hierdie tafel met die vrugte en die water en die wyn en die brood en rosientjies en alles wat hulle daai het, is vol gepak en hy kom sit by hierdie tafel. En wie is die gasheer? Die Here is die gasheer. Nou moet jy dink, is eintlik 'n baie radikale beeld vir die Ou Testament, want waar het mense in die Ou Testament, ek dink baie keer vandag nog dink ons soms so, het gedink die Here is my gasheer. Gewoonlik is ek die gasheer, nê?
In hulle koppe was mense het gode aanbid. Ek moes vir die gode die druiwe vat en die koring vat en die offers vat. Ek moes vir die gode gelukkig hou. Ek moes die gode eer met beelde en allerlei dinge. En hier kom Dawid al in die Ou Testament, Psalm 23 sê, weet julle wat so ongelooflik van hierdie God? Hy laat my voel dat ek by 'n tafel sit en hy bedien my. Hy bedien my as dit met my moeilik gaan. En al my teestanders, al die ouens wat ek so voor bang is, kan maar kyk hoe my God anderster is as hulle God. En dan sê hy daai laaste sin, dan sê hy so interessante konsep, hy sê, so hier waar ek by hierdie tafel sit, by God, is soos om tuis te kom. En hierdie tuiskoms, dan waar sit hy, hierdie tuiskoms is tot in lente van dae. En wat jy ook nie sommer in die Ou Testament by skrywers gekry het nie, is wat ons as Nuwe Testament mense baie goed verstaan, is ewigheid. Hier skryf Dawid in Psalm 23 oor ewigheid. Ek sal tuis wees in die huis van die Here vir ewig. En dis hoekom Psalm 23 vir my op dae soos vandag vir my persoonlik altyd so baie beteken, want hier's twee goed hierin. Daar's 'n herder Psalm metafoor wat vir jou en my wat ver oggend hierso sit troos. Maar daar's ook 'n gasheer metafoor wat iets vir ons sê oor waar is Torrie vandag, né? Dink nou net daaraan. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. En deur alles wat sy is die afgelope tyd, is die een berusting wat ons het, is dat sy tuis is vandag. Al is dit vir ons moeilik, iewester is daar 'n stuk vrede in ons as gelowiges se harte oor tuiskoms. En dis wat altyd so mooi is, ou Paulus skryf mos, jy weet, ons treur anderster, ons tree bietjie anderster, as ons gelowiges is. Ons is hartseer, maar ons is nie heeltemal hopeloos nie, want ons weet, die Here hou haar veilig by hom. En dis nalatenskap vandag. Nalatenskap is om haar verhaal te vertel, is om vir die kinders te leer, om dit wat sy in jou lewe vir jou geleer het, mooi te bære, mooi te onthou, daai storie mooi vas te hou. Want dit is wat ons doen. Dis eintlik op die ou einde van die dag al wat ons doen. Ons het in mekaar se lewens invloed. Ons los by mekaar se lewens iets. Ons noem dit nalatenskap. En hoe leef daai nalatenskap aan? Dit leef hier op aarde aan in jou lewe. En in die vertel daarvan, in die stories wat ons deel, die verhale. As 'n mens Kersfees hou en 'n mens verlang en 'n mens vertel, onthou julle wat sou Torrie nou gedoen het? She would have been the light of the party, nee. She would have been the light of the party. En dan loop die een traan terwyl ons mos nou smile oor die gedagte, want ons kan dit net sien. Ons kan dit net sien. En dan dink ons wel, waar sy nou tuis is, she will probably also be the light of the party, nee? Ja. En dis wat so mooi is vandag, van nalatenskap. Psalm 23 praat nie so daaroor nie, maar Psalm 139, waar Dawid skryf, wat ek dink aan die einde van sy lewe geskryf is, dan praat Dawid oor teenwoordigheid. En wat vir my altyd so mooi is van dit, wat 'n mens eintlik net op 'n dag soos vandag eintlik verstaan, is dat ons vashou aan die misterie daarvan, dat die Here by ons teenwoordig is nou. En dan die ander stukkie waarheid, dat Adrie by die Here se teenwoordigheid is. En dan sê ek altyd, so wat is die gemeene deler hierin? Die Here. Die Here. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Die Bybel verduidelik dit ook nie altyd so direk nie. Die Bybel gebruik metafore. Maar die Bybel leer ons dat ons wat aan God vashou, ook op 'n manier vas aan die mense wat in God se teenwoordigheid is. En dis vir my altyd so 'n mooi gedagte op 'n dag soos vandag. So ek wil jou nooi om so vir 'n oomblik waar jy sit sommer jou oë toe te maak en stil te word. As jy wil bid, kan jy bid. As jy 'n storie of 'n herinnering het oor Adrie,
dan kan jy dit in jou hart vashou. Maar kom ons neem so 'n paar oomblikke, ons vat so 'n minuut en ons raak vir 'n oomblik stil. Kom ons bid saam. Here, ons wil sommer net begin deur vir Bok, vir Monique, vir al die sissies, al die familie te bid. Ons bid sommer net spesiaal vandag vir hulle wat so groot verlies beleef, ag, en wat sommer net hartseer is. En vir almal van ons wat vandag hier sit en sommer net vir 'n oomblik dink aan al die verhale van Adri wat in ons lewens so groot invloed gehad het. Haar menswees en alles wat sy beteken het en al die inspirasie wat sy vir ons gegee het deur hierdie afgelope paar jaar se stryd teen kanker. Ag, en ons is sommer vanoggend weer kwaad oor kanker en alles wat dit in ons lewens partymal verwoes. Maar ons is ook dankbaar vir alles wat sy daardeur vir ons kon leer. En ons bid sommer net vir mekaar, ons bid vir 'n gesin, familie, 'n blyplek, 'n tuiste. En ons sê ook vir U dankie vir die wonderlike geskenk van iemand wat vir soveel jare 'n invloed in ons lewens gehad het en so groot nalatenskap vir ons los, sodat ons by die begin van haar geboorte, toe sy Tori genoem is, hierdie mooi woord, dat ons dit vandag hier in die afskeid van haar lewe ook weer kan sê. Ons is dankbaar, Here, vir haar lewe wat sy met ons kon deel vir die tyd. En mag sy tuis wees in U huis tot in lente van dae. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee. Johan wil 'n paar woorde spreek en daarna gaan ons 'n paar reëlings tref en 'n lied luister. So kom ons gee eers 'n kans vir Johan. Ek kan vir jou hier ook Dan gaan jy so vas in vir my. Ek kom hom nie weggooi nie. Baie dankie vir julle almal wat hier kom. Ek het 'n besondere voorreg om namens ons familie, vir ons gesinnetjie, so 'n bietjie net vir julle te sê wie's Adri. Om te kan begin by wie's Adri, gaan ek terug en ek gaan diep vind. Kyk hoe, jy weet, 'n mens moet nou dink om voor te berei vir die. En hoe berei jy nou voor vir die? So ek het sommer besluit ek praat net wat in my hart is. Met dit wat ek dan nou in my hart het, sê ek vir julle, Adri is 'n stukkie van my pa. En as ek sê hy is 'n stukkie van my pa, want my pa 20 jaar gevat om ons 5 kindertjies bymekaar te maak. En my ma so mooi beplan, hulle het so 3 jaar, 5 jaar en 5 jaar gedoen. Dis nogal well done.
Nou Adrietjie in die reel van die lewe as baba sussie van ons as familietjie. Is met alle respek dan eintlik mos nou die enetjie wat dan ons laaste dan nou doodgegaan. Sy is mos die jongste enetjie. Haar boetie was 'n rowwe ouetjie. Hy het sommer sy nek gebreek en hy het verroerte gehad en hy het net een nier en hy het al bykie aan die deur van die hemel gaan klop. En baie keer was sy die enetjie wat my so in my voete gegryp het, my teruggetrek het. As ek kwaad vir haar, dan sê ek my sussie, laat ek gaan man. Dit is 'n mooi plek daar. Daar's vrede daar. Dan sê sy, jy het nog werk hierso. Nou as ek dan nou sê, Tori, is 'n stukkie van my pa se hart, dan is my pa se hart in 5 deeltjies gedeel. En elke een het sy eie stukkie, met sy eie persoonlikheid, en dis hierso wat Sander gesê het, wat het jy? Jy het eintlik maar net die storie. Jy het maar net, wie was meneer Dresser gewees? Wie was ons daddy gewees? Wie is ons papa gewees? En vandag kan ek met trots terugkry, kyk, en ek sê, my papa, en mama, het 5 kindertjies groot gemaak, maar die waardes wat hulle vir ons gegee het, met sorg en met aandag, en ek dink, 'n voorbeeld vir baie van julle, my vriende en familie, mense wat sy direk geken het, en ek ken nie almal van hulle hierso nie, maar 'n voorbeeld kan wees dat ons is soos 'n clan. Die enetjie wat inkom, hierso in die clan in, hulle moes so 'n bietjie geadopt het om te verstaan hoe werk hierdie clan. Dit was 'n unique clan. En nou Bok, hy het maklik ingepas by hierdie clan, want hy's 'n man met min woorde. Hy praat nie baie nie. Hy word nie vinnig kwaad nie. Hy is sagmoedig. Hy is altyd gereed om te help. Nou, omdat hy die persoonlikheid het om altyd gereed is om te help, het hy soos 'n handskoen binne in Adrie se lewe gepas. Want sy het altyd reg gewees om iemand te help. Voordat jy nog vra, het sal gehelp. Sy kon sien iemand het hulp nodig. En weet jy, sy het dit so uitgestraal dat die vriende wat sy gehad het en die res van die groter Dresser familie en aangetroudes in die Dresser familie, tot hulle het begin haar persoonlikheid in terme van help weer 'n keer aangevat en ook weer ander gehelp. Soos ek moet sê, wie's Adrie en wat was sy en wat is sy? Dan dink ek is sy in ons onmiddellike gesin was sy, sê vir Dominee Dani gister, sy was eintlik die skippiese in die afwesigheid van die Afrikaanse woord 'n rudder. Sy het die bootjie gestuur in baie gevalle. Ons het al kwaad geraak af, maar ons was nie langer as 1 dag kwaad nie. Sy het 'n Bok vasgeknyp om die knie en sy het vir hom gesê, jy maak nou so. Dan daai man so gemaak, jy weet. Al is hy so 'n bietjie stewig teenoor haar. Sy was bang vir niks. Sy het dapper geveg teen hierdie aardse siekte. 'n week terug te vra ek vir haar, my sussie, beklei ons of gee ons op? Sy sê ons fight. En ek dink,
As ek dan moet dan nou vandag vir julle almal wat hier is 'n boodskap kan gee. Baie mense hierso het vandag vir my gesê, hoe jammer is hulle vir ons, hoe jammer is hulle vir my. En dan sê ek, weet jy wie, en weet jy wat, eintlik moet julle jammer wees vir ons. Adrie is alright. Sy het nie hierdie nonsens van die wêreld nie nodig nie. Ons sit met 'n onstabiele regering, 'n onstabiele wêreld. Rigterskaal 8.9 aardbewings en tektoniese plate en oorloë en grootmaat Bybelse oorloë. In my hart sê ek, Sander het nou gesê, ons almal het al gesê, my God, hoekom hoor jy ons nie? Ons bid dan so mooi, ons vra dan so hard, van die lintjies af, Daniel, daai, ek dink nog eens mooi, wat gaan in die lewe in nie, Annie, as hulle, ouma, so hard gebid vir Toddy. En hoe verduidelik 'n mens nou? Hoe verduidelik 'n mens? Bid is 'n means to. Dis nie die end result nie. As 'n mens dan kan jy vrede in jou hart probeer kry, dan moet jy tog sekerlik sê, waarvandaan sal my hulp kom? En dan het ons 'n tannie wat baie naby aan ons is, eintlik wat ons baie goeie ondersteuningsstruktuur. Maar daar's enetjie wat haar soms tuis maak. Sy laat haar nie vertel kom kuier nie, sy kom kuier sommer. En dan kuier sy nie vir 'n dag of 'n week of 'n maand nie, sy kuier tot sy lus is om huis toe te gaan. En sy sê vir my, Boeta, jy moet weet, niks is toevallig in die lewe nie. So hierdie is ook nie toevallig nie. Sy sê, alles wat die Here doen, het 'n heilige doel. Wat is die heilige doel hier? Hoe verstaan mens dit? Hoe kom jy by die punt uit om te staan? Dis 'n heilige doel. En elkeen van ons sal seker vandag hier weggaan. En ek hoop ek kan vir julle die boodskap los vandag. Want hierdie het ons al honderde kere gedoen. Ons het al honderde kere by 'n punt gekom, waar jy nader of verder van iemand is, of jy doen dit omdat jy die persoon ken en een eerbewys kom jy na sy begrafnis toe, om respek te wys vir die een wie die verlies gelei het. Maar julle is hier en ek het vandag die mikrofoon. En ek wil vir julle sê, as julle hier weggaan, hoef julle niks anders te onthou, as alles het 'n heilige doel. Niks in jou lewe is toevallig nie. Al stop die taxi voor jou en jy raak die moer in vol. Dit het 'n heilige doel. Ek wil hê julle moet verstaan, as jy dan 3 minute in sy skare mee moet sit en dalk kwaad word vir hom, en as jy in die regte plek is, dan voel jy, jy weet, ek het die voorreg om vir jou 'n kansie te gee, jy weet. En as jy jou lewe so kan lei, dat jy daai slegte omstandighede wat jou kan kwaad maak, kan omdraai, en sê, maar ek het die voorreg gehad om vir hom 'n kans te gee. Dan gaan jy in 'n ander dimensie in. Nou, dis my pa se hart daai. En daai hart van hom het elkeen 'n unieke persoonlikheid. Ons gaan slaap nooit kwaad vir mekaar nie. Ons sal die môre wees vir mekaar. Adrie is hier wat hulle by mekaar op en sê, nou, hoe sit jy op die tafel? En nou sort ons die tyd. En dan sort ons die tyd. Maar weet julle wat? Môre is dit soos 'n gedagte. Dis weg. Ons onthou dit nie.
Ons skryf dit nie in 'n boekie nie. Ons remind mekaar nie môre jy het my gister kwaad gemaak nie. Ek dink as ek dan vir julle kan sê wat hier so is. Ek dink min van ons landse mense of die wêreldse mense kan ek in alle respek sê tot die wêreld. Daar is sekere kulture wat ek kan sê, selfs van die swart kulture, wat vir ons 'n voorbeeld kan wees as westerlinge. Hulle het nog 'n koning. En hulle kyk na hulle ou mense. En almal maak die kinders groot. En ons het so individualisties geraak. Ons kyk so na net ons eie belang. Toe pappa voor hy afgesterf het, toe roep hy vir my bymekaar en hy sê, Boeta, ons moet in die belang van waartoe ek gaan. Ek is op pad om te sterf. Hy het in sy nigter wese besluit dat hy 'n goeie, kom ons sê die Engelse woord, innings gehad het in die lewe. En ons kinders het gesê, maar pappa, fight man. Vat die kankermedisyne, kom ons fight. Pappa sterk, jy sal dit maak. En my pa doodstil gesit en gesê, julle elkeen het nou 'n kans om met die dokter te praat. En toe hy klaar gepraat het en ons praat van alternatiewe medisyne soos daggaolie en allerlei slim plannetjies wat op daai stadium iets was wat jy kon gryp as 'n halmpie van hoop. Het my pa gesê, luister kinders, julle pa het julle groot gemaak. Dit het ek vir julle agterlaat gaan leef dit uit. En julle grootste verantwoordelikheid is om dit wat ek vir julle oorgegee het, enkele verantwoordelikheid. Al die ander goedjies van die bells en whistles en so, is by the way. Julle moet dit wat ek vir julle gee het in nagedagtenis en waardes, moet julle so uitlewe, dat wanneer julle kindertjies hierdie volgende wêreld moet aanvat, hierdie volgende fase van die wêreld, moet julle hulle beman. Julle moet vir hulle die insig gee, om binne die riglyne van 'n Christelike beginsel lewe te lewe. En dat hulle dan hierdie nagedagtenis van meneer Dries, pappa, meneer Dries, al die naampies wat hy gehad het. Paps. Dat ons dit vir ons kinders kon oorgee. En eintlik, maak nie saak of jy baie geld of bietjie geld het nie, of jy mooi of lelik is. Al werkie wat jy het, is om vir jou kinders in 'n posisie te plaas, dat wanneer jy jou koppie neerlê, dat daai gedeelte van die nagedagtes, die waardes wat geplant is in jou kind, moet kan voortlewe binne in jou. Mona sit vandag hier met baie diep seer in haar hart. Mokkie is die ou wat alleen slaap in die aand nou. Ons almal gaan pyn hê en op elkeen sy eie manier gaan hy dit hanteer. Mona, jy is 'n stukkie van jou ma se hart. Jy het 'n job. Sy's klaar vol nonsens. Sy's genoeg vol nonsens. Sy sal klaar die redder kan vat. Want haar ma het klaar vir haar dit geleer. Sy's daar die enetjie wat haar gat wip in 'n krul. En almal by mekaar maak en sê, maak ons so. Hulle sê nog as jong mense. Maar sy die waardes van haar mamma. Sy gaan vir ons bystaan. Wat getroud vir Bokkos. Want hy is alleen. Niemand weet hoe dit is om 1-2 in die oggend wakker te word. Op te staan en koffie te gaan maak.
Hulle het eintlik 'n baie unieke lewe gelei. Bok het die vuur gemaak en sy het die vleis gebraai. Sy was, ek my hart gaan uit vir die man. Sy was sy embracer. Sy het tot sy temperament beheer, man. Dit is, as jy die woorde van happy wife, happy life toepas, dan sou Bok na daai man. Happy wife, happy life. Hy het van enigiets gebou. As hy die oggend wakker skrik en sy kry 'n nuwe plan, dan maak Bok dit. Van 'n houtbak tot 'n ysterpaal, wat ook al sy wil gehad. Ons gaan vir Torrie mis. En al julle mense wat hier so sit, en vir my en vir ons gesinnetjie, en die nader familie aan ons, gesê hoe jammer is hulle oor die afsterwe van ons sussie. Voel dit so in my hart, ek moet eintlik vir julle sê, hoorie man, ons moet eintlik jammer wees vir mekaar. Ons hoef nie meer vir Torrie jammer te wees nie, of jammer te wees vir my. Ons moet vir mekaar jammer wees, want weet julle wat? Ons moet in hierdie vinnig veranderende, hoogs onstabiele land, en dan verder nog hierdie hoogs onstabiele wêreld. Ek dink ons was nader as ooit aan die derde wêreldoorlog nie. Moet ons nou survive. Ons moet nou make do. En dan sal ek vir julle met liefde sê, en ek sê dit met autoriteit van die Here, as ons nie mekaar gaan ondersteun, soos wat ons Driescher gesinnetjie mekaar ondersteun, dan gaan julle dit nie maak nie. Want aan die voete van Jesus sê ons, alles gebeur met 'n doel. Alles gebeur in die Here se naam met 'n heilige doel. En in dit moet ons berusting vind. Hoe ons die paadjie vorentoe gaan kry, ons sal dit maak. Ek wou nie meer lewe toe my pa dood is nie. Ek het eintlik 'n ooreenkoms met my pa gehad, ek sê, jy moet my begrawe, hy het gesê, is reg. Ek moes hom begrawe. Ons. Nou ja, as dat dan iets soos onregverdig kan wees, of oninsigtelik, of onverstaanbaar, dankie Jay, is hoe dit gebeur dat ons baba sussie dan nou moet eers begin. Against all odds. Ek is mos daar nog gebreek, man. Maar kap nog aan. Hoekom? Torrie is hier wat toe die bed uitkom ruk het en sê, hey, nou shower jy. Stop nie jou nonsens. En hy sê die een wat het vir Bok ook gesê het. Die wat vir Monag gesê het. Quentin ook gesê het. Nou ja, ek dink ek is klaar met my woordjies. Vergeet dan alles wat ek gesê het. Onthou net dit een ding. Niks is toevallig. Alles het 'n heilige doel. En as jy dit berus, as jy dit onvoorwaardelik glo, sal jy enige iets kan oorkom. Jy sal die koning word van enige probleem. Jy sal dit kan hanteer. En ek wil sommer so begin om te sê, Bok, jy, met alle respek, en die deel wat Adrian in jou lewe gespeel het, was so prominent. En binne ons gesin is meeste van die besluite was sy die initieerder. Ons het uitgevoer, en sy was die girl wat die rigting aangewys het. So ons moet binne in hierdie konteks moet ons 'n nuwe rigtingwyser kry. En ek dink ons as 'n gesinnetjie gaan berus daarby dat op hierdie stadium het ons nie 'n rigtingwyser nie. Maar ons het God.
En as ons God het, waar sy aan sy voete sit, dan sal ons nie die paadjie verloor nie. So, of het nou maklik of moeilik of huil of lag is, ek gee eer aan my sussie, Baba sussie. Sy het regtig met dit wat in hierdie wêreld op hierdie stadium in die mediese tegnologie die beste medisyne of die beste behandeling. Het sy al gewend en besluit is wat sy gaan vat. Ek dink ons gaan binne ons lewe nou garanties vir môre. Die waarskynlikheid dat hierdie tipe siekte oorwin gaan word is baie naby. Ongelukkig is dit te laat vir. Maar ja, ek het nou so van die sissies, nee, ek kan lees, is mooi gedik. Ek wil dalk nog iets by sê. Ja. Hoe dit ook al sê, ek wil nou nie hele tyd opvat, hier so met te veel woorde. Maar regtig, ek het rus in my hart. My bok en ek gesels baie. Maar nou ons gaan dit maak, julle. Want ons weet waar ons krag vandaan kom. Die sissies, insluitende Adriel, is nie meer met ons nie. Het deel in hierdie dankie sê. Sy terwyl sy nog gelewe het sy die lewe gelei om dankie te sê. Ons vergeet so vinnig om dankie te sê. Sy tot vir die susters en die mense wat haar gehelp het by onkologie het sy dankies gegee. En dit was groot voorreg vir ons gesin om van hierdie mense wat 7 uur in die oggend werk tot 7 uur in die aand vir 7 dae aan mekaar, het sy gereël dat hulle weggaan vir 'n wegbreek naweek. Sy het dit gereël. En daai mense het terugkom en gesê, dankie vir hierdie lekker rustige naweek wat ons gehad het. Maar ek sluit dan af om te sê, ek gaan nou dit wat my 3 sissies, ons boeties, uiteindelik 'n backseat deel in hierdie gehad. Ons weet nie, ek het nog tot nou toe nie gelees wat hulle geskryf het nie. Maar hulle is aangetik. Party van hulle kan hom nie mooi skryf nie. Maar die bedankings op hierdie briefie sê, Dominee Zander, hulle sê jy het 'n mooi preek gedoen vir ons. En dat hy kom kuier het by Adrie in die hospitaal. Ek het jou die aandag gekry. Dankie dat jy insig gehad het vir ons as 'n gesin. Dankie dat jy kom bid het vir ons Adrie se bed. Dankie vir die insiggewende preek. Ons waardeer vir jou. Dan sies Dr. Shaw, ek het met hom beklei in die hospitaal. Ek het hom so aangewat dat Adrie vir my sê, hoorie so boet, jy moet weet jy gaan huis toe, ek moet hier bly man. En die ou nou nie soveel moeilikheid gee nie, weet as jy nou Dr. Google gevang het, jy weet, as jy moet slimmer as die dokter. Ek dink nog steeds ek was slimmer as hy. Maar ja, Dr. Shaw van Niekerk, wat die einde tot die einde alles in sy vermoë gedoen het, om vir Adrie gemaklik te maak. Nou hierdie kan ek beamoen, ons as haar familie, het by mekaar gekom en gesê, moet ons vir haar nog tyd gee. Sy kon nou nie meer praat nie. Moet ons vir die dokter sê, nee, ons wil haar nog laat lewe. En met die selfsugtigheid van wat mense is, kon ons die kraantjies seker nog bietjie getune het. Maar sy is gemaklik gemaak. Ek het die middag daar aangekom, Bok was die oggend daar, sy het nog met ons bietjie gekonvers, en sy het my acknowledge, maar mens het so gesien, hoe gaan die bloeddrukkie af? En ek het my boeta gebel, Jackie gebel, ek sê, luister Pelle, die dokter, maar hier so die diagnose, is nou my sussie is op pad om dood te gaan.
Ja, as ek na die diagnose kyk van dokters oor my, dan moet ek so 20 jaar gelede dood gewees het. Dis die laaste ou wat glo aan diagnoses. Maar ja, dit is skrif is aan die muur. En ons het die voorreg gehad om almal by haar te wees, hande te vat en te bid. En my sussie, rustig sterf, sonder pyn en gemak, op 'n goeie hospitaal. Mense wat empatie gehad het. Dan, dit vir dokter Shaw. Hans man met die naam Cohen, kon gelukkig met hom opbeklei. Hy is die onkoloog. Persoonlik dink ek het hom gechallenge. Sê vir hom, dokter, hierdie goed wat julle nou hier doen, daar's ander maniere. Jy moet nou 'n ander dieet vir haar gee. Want is nou bewys deur bioloog dat kanker anders geveg kan word as met chemo en bestraling en al hierdie aggressiewe goed. En julle dit is, gaan luister, as iemand nog kuier, hey, praat ek te lank. Ok, ek word my voorsitter sê, ek is 'n bietjie langdradig nou. Ek wil vir julle sê, want dit kan enige iemand hier oorkom. Gaan kyk net wat gaan aan. Trump het nou goetertjies gelees, dat elke ou sy ID kan intik, nee. En dit is die new generation. Dan kan die AI sommer vir hom 'n program uitwerk. So Cohen, dankie vir jou deelname en Adrie se ekstra tyd. Die wonderlike chemo-susters van die Mary Potter onkologie, hulle was spesiaal. En ek dink hulle is nog steeds spesiaal. Maar tot hulle moet die boek gaan oorlees. Dan die personeel by Mary Potter, wat vir 5 jaar mooi na Adrie gekyk het, en tydens die hospitaalbesoeke, want dit is so 'n proses van siek word en remissie, en dan weer kom, en so dis nou daar waar Sander ook die boodskap oorgedra het. Hulle het al nou al as die wonderpasiënt aan sy het gefight, jong. Sy kon fight. So ek kyk na hiersoos verder die kloofpersoneel wat mooi na Adrie gekyk het in die laaste 3 weke wat sy daar was. En hierdie ouens is amper soos familie al, die begrafnisondernemers van Ryten. Jy weet, as jy hier so 11 uur in die aand 'n boodskap kry, is dan baie moeite wees vir om nou sy kaart te kry om 'n lijk te gaan haal. Maar jy kan hulle maar bel, hulle is daar vir ons. Ryten mense, dankie vir julle. Karike wat altyd daar is, gereed om al hierdie kennisgewingkies en is uit 'n spesiale rekenaarkuns om hierdie goedjies te doen, met boekies wat sy gedruk het. Philip Kutse, of Kutse, Kotse, het aangebied om te sing. Hy moet nog seker sing, so ek moet nou gou maak. Dan lyk dit my kruisbande. Dit is nou amper soos 'n sanggroep lyk dit vir my. Waar jy lekker eet goed en jy drink goed, dat ons seker nou gaan eet. Ek neem aan hierna sal so eetery aan die gang wees. Gerda, ons buurvrou, ons confinement, ons kameraad. En so, sy's eintlik so onpartydige iemand wat ons almal na toe kan gaan. En sy so, jy kan soontoe gaan en sy help jou sonder dat jy ander weet. Marina se oud skoolvriendin. Sy Talu, en sy's eintlik ons, so saam met Essie hulle ons aanneem vir die laaste paar maande wat sy alles gedoen het in haar eie lewe, prys gegee het en gelos het om by ons te kom bly. Met haar op 'n hand. En dan ook dankie vir almal wat saam ons gebid het hierdie tyd en vir elke boodskap wat ons ontvang het. 'n kort enetjie.
Dominee Dr. Dani het gistermiddag vir ons kom kuier. En terwyl hy daar sit, te vra ek vir hom goed wat vir my nou nog nie verstaanbaar was. Ek dink hy wil 'n halfuur kom kuier, het maar toe kuier 2 ure. So Dominee Dani, jy het my getrou, my pa getrou. Nou ja, toe moet hy nou leiders oorgee vir die jonger generasie, maar hier is ons nou 'n briefie wat onder andere deur Adrie en die sissies gedoen is, die boeties uiteindelik min insaag gehad in die. As daar iemand uitgelaat is in hierdie briefie, as ek sommer vir daai mense ook dankie. Sê dit dankie dat jy kom bid het. Dit so baie vir ons beteken. Dankie dat hulle van ver afgekom het. Die Botswana mense is hier so. So, ek dink julle wil afsluit om te sê vir almal wat deel gehad het in hierdie proses wat ons deurgaan as deel van ons menswees. Dankie dat julle daar was vir ons. Dankie vir alles wat elkeen vir Adrie beteken het in haar goeie en slegte tye. Die tye wat sy ook persoonlike en geestelike probleme gehad het. Dankie dat julle 'n rol gespeel het en vir haar ondersteun het in tye wat sy dit nodig gehad het. Ons gesin sal dit maak. Want dit is united as one. En as mense dan nou by mekaar kom en jy sê die Here self sê, wanneer 2 mense by mekaar is, en hulle roep die hulp van God aan, dan is hy teenwoordig. Ons verstaan nie als nie, maar ons sal eendag sal ons als verstaan. Ek dank julle vir julle bydrae en dankie vir wat julle vir my beteken. Dankie vir elke deelname wat julle vir elkeen van ons in julle besondere wyse beteken. Sonder dat die ander een eers dit weet. Maar ja, ons leader, ons party animal, ons kwaai sissie, is nou nie meer met ons nie. Maar ek dink, ek wil afsluit om te sê, ons kan onsself jammer kry. Want ons moet nog hierdie lewe aangaan, tot ons by die punt kom. En elke een moet sy lewe so lei, dat aan die voete van Jesus kan kom. Want ek dink die Here is 'n lekker plek. Baie dankie dat julle gekom het vandag. Ek het nou nie afkondigings hierna nie, ek neem aan iemand gaan nog sê, maar dit klink my daar is 'n bietjie kossies of iets hier agter gesit. Ek weet nie of iemand dit gaan aankondig nie. Hier gaan dit. Okay, Sander, baie dankie dat ek die center stage kon vat hierso en jou so 'n bietjie onthoof van jou rol. As ek nou Steve was, het ek nou gesing vir julle. Baie dankie Johan. Dis hy dan. Net sien, daar's hy. Die familie het gevra as daar dalk nog iemand is wat iets wou sê, is julle meer as welkom. Ek weet nie of daar iemand is nie. Daar's hy, dan gee ons vir Johan kans om te gaan sit en dan sien ons uit om na Philip te luister wat vir ons 'n mooi lied gaan sing. Sally het vir my gesê, hierdie was een van al die se gunsteling liedere, so ek sing dit met groot liefde vir haar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already gone. It is grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we acknowledge days to sing God's praise. Than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Baie dankie Philip, ons waardeer dit en dat jy hier is vanoggend. Ek weet dit beteken ook vir die gesin baie. Dankie Philip hoor. Ek gaan vir ons verduidelik wat ons gaan doen. Ons gaan vir die draers 'n kans gee nadat ek die seën uitgespreek het om so uit te stap na die voertuig toe en dan wil ek vra dat jy agterna sal stap en dan wanneer ons buite kom, ons is redelik baie mense, loop maar deur. Dan vorm ons 'n halfmaan daar om die voertuig en daar gaan ek vir ons vir die laaste keer iets lees en ons gaan saam ons geloof bely en ons gaan 'n gebed doen en dan is daar geleentheid vir die naby familie eers om laaste eerbetoon te doen en dan vir wie ook al wil en as ons daar klaar is, vir die van julle wat nie die terrein ken nie, dan stap jy op terug na die straat se kant toe, daar waar jy ingery het met jou voertuig en op die regterkant is daar so 'n nuwe gebou, daar staan groot op Tygerplein, daar onder in die saal gaan ons lekker saam kuier en stories deel en koffie drink en so jy is meer as welkom om saam te kom kuier na die tyd. Ek wil vir ons lees, julle het gesien toe ons ingestap het, was dit Jackie en Monique en Sally en Ethel en Tinus en Marina en Kyle en Martin wat vir ons die kus ingedra het en uit is Jackie, Monique, Nicole, Kyle, Quentin, Johan, Daniel en
Ryan wat vir ons die draers gaan wees. So ons sê vir hulle dankie. So ek gaan vra dat jy sal staan en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons so bly staan terwyl die kus uitgedra word. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen. Die tyd is nou verby. Jou hande is nie warm nie. Jy kan nie langer bly. Jou oë het my gegroet. Ek wil jou nie so los nie, maar die liewe sê ek moet. Ek sal dink aan jou as ek daar is waar ons was. En ek maak jou hand my hart se ritme vas. Want daar is